Goeiedag liewe vriende, baie welkom by hierdie opname. Dit is lekker dat jy saam kyk. Kom ons begin met die gemeente afkondigings. Daar's 'n hele klomp mense wat verjaar hierdie week. Baie geluk vir elkeen van julle. Mag dit 'n heerlike verjaarsdag wees en 'n baie besondere nuwe jaar waarin die Here jou ryklik seën. Ons bid steeds vir mekaar. Ons bid vir Hannes Spies en vir Pieter Pretorius. En dan bid ons spesiaal vir die familie en vriende van David de Villiers. David was lank siek gewees aan kanker en hy is Woensdag oorlede. En ons harte is baie seer daaroor. Ons begin Dinsdag met 'n reeks vir die studente wat ons noem Hot Potatoes, wat ons praat oor onderwerpe wat bietjie warm is om aan te vat. Eerskomende Dinsdag aand praat ons oor seks en so loop die temas vir 3 weke daarna. So, dit is spesiaal vir die studente, maar enigeen is welkom Dinsdag aande om 7 uur. Omdat dit 'n bietjie kouer word, maak ons dinge bymekaar om uit te deel. Jy weet ons winterwarmte projek en ons maak sopbottels en komberse en allerlei goeders bymekaar. So bring asseblief jou bestanddele of jou glasbottels, sopmengsels en warm truie enigiets kerk toe. Ons sal aan die einde van Mei dit uitdeel. Ons gemeente ondersteun huisie 3 van Jacaranda Kinderhuis en ons klompie dogters het haarprodukte nodig. As jy kan help met shampoo of conditioner of knippies of rekkies of borsels, bring dit ook asseblief kerk toe. En dan is Pinkster lekker oor 2 weke en Anoushka gaan ons Pinkster reeks doen. Ons gaan elke oggend 11 uur in die week en die aande 7 uur diens wees. Ons sal weer lekker sop saam eet en lekker saam kuier en ook beleef dat die Heilige Gees ons op 'n besondere manier aanraak. So hou oop. Voor Pinkster is natuurlik Hemelvaart, die 14de Mei en ons gesamentlike oppiesdoopdiens is vanjaar hierso by ons, by Universiteitsoord. So dis die 14de Mei om 7 uur die donderdag aand. En dan Pinkster eindig met ons Pinksterfees en nagmaal die 24ste Mei, 'n baie spesiale fees. En dis die afkondigings. Baie dankie vir elkeen wat dankoffers gee. Jy moet asseblief nog steeds jou dankoffer gee en jou 10de gee. Ons gemeente het maar nodig om ons sommetjies te laat klop. Aan die einde van hierdie opname sal die skakels ook nog geslag verskyn. Vriende, kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat ons so op 'n virtuele manier kan kerk hou. Dankie dat U inderdaad baie werklik naby aan elkeen van ons kom. Dis ons gebed dat waar elkeen na hierdie opname kyk, mag U ontmoeting met ons hê en vir ons die boodskap bring wat ons moet hoor. Amen. Nou vriende, ek het in April maand by ons Bybelstudie 'n paar gelykenisse gelees. En in my lees van gelykenisse het ek afgekom op 'n wonderlike raaisel in die Ou Testament, in Esegiel 17. Dis een van 4 raaisels wat Esegiel in sy boek deurgee. En ek het gedink hierdie raaisel is so mooi en interessant en dit het ook 'n boodskap vir ons vandag. So ek nooi jou om vandag saam met my die raaisel in Esegiel 17 te lees. Kom ons lees saam. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, jy moet vir Israel 'n fabel, daar staan letterlik 'n raaisel, 'n gelykenis vertel. Jy moet vir hulle sê, so sê die Here my God. Die groot arend met die groot vlerke, die lang vlerkpenne en die digte bont vere, het na die Libanon toe gekom en die top van die seder weggevat. Hy het die boonste takkie afgepluk, dit na die land van die handelaars toegebring en dit daar in die stad van die smouse gaan neersit. Daarna het hy 'n steggie uit Israel gevat en dit in die grond gesit, waar daar baie water was en waar dit kon floreer. Die steggie het gegroei en 'n wingerdstok geword, wat welig was, maar laag op die grond moes bly, met sy blare na die arend toe gedraai en sy wortels onder hom. Dit het 'n wingerdstok geword, ranke gemaak en lote uitgeskiet. Daar kom toe nog 'n groot arend met groot vlerke en baie vere, en die wingerdstok draai sy wortels na die arend toe en stuur sy ranke in diese rigting, sodat die arend vir hom nog meer water kan gee, as wat daar was op die plek waar hy geplant was. Hy was geplant in goeie grond by baie water. Hy kon ranke maak en druiwe dra. Hy kon 'n pragtige wingerdstok geword het. Jy moet sê, so sê die Here my God, sal dit goed gaan met die wingerdstok? Gaan die eerste arend dan nie sy wortels uittrek en sy vrugte vernietig, sodat al sy druiwe verdroog, wat in die rypbord was nie?
Daar is nie groot mag en baie mense nodig om hom met wortels en al uit te trek nie. Hy is geplant, maar sal hy goed groei, sal hy nie heeltemal verdor wanneer die oostewind hom tref nie. Hy sal verdroog op die plek waar hy gegroei het. Ons lees tot sover. Nou, liewe vriende, ek dink dat goeie raaisels gelyktydig verberg en onthul. 'n Raaisel steek ietsie weg, maar as ons oor die antwoord begin te dink, deur dalk op nuwe maniere na die raaisel te kyk, deur op ander maniere te dink, dan sien ons dikwels ietsie anders raak en kan die raaisel vir ons meer openbaar, meer vir ons waar maak as wat dit wegsteek. Dink 'n bietjie aan die klassieke raaisel wat die Sphinx mos vir Oedipus gevra het. Die Sphinx se raaisel, onthou julle, was die volgende: watter dier loop op 4 bene in die oggend en op 2 bene in die middag en op 3 bene in die aand? Onthou julle die antwoord? Die antwoord is natuurlik die mens. 'n Babietjie begin op 4 bene. En as jy leer loop, is jy op 2. Maar later in jou lewe het jy 'n kierie nodig en dan is jy weer op 3 bene. Op die oppervlak steek die raaisel iets weg deur te praat van 'n soort dier en van tye van die dag. Om die raaisel op te los, moet ons definisie van 'n dier verruim om 'n mens in te sluit. En ons moet die tye van die dag simbolies verstaan as tye van jou lewe. Maar as jy dit eers snap, dan sê die raaisel vir ons veel meer. Die raaisel herinner ons aan ons eie sterflikheid, aan die vlietende aard van ons tyd op aarde. Onthou jy die kinderraaisel? Wat is groen soos gras en wat is wit soos was, wat is rooi soos bloed en wat is suikersoet? Onthou jy die antwoord is natuurlik 'n watlemoen. Jy moet eers dink, wat is groen en dan wit en dan rooi en dan soet? Want dis wat gebeur, is wat jy sien as jy 'n watlemoen sny. Maar as ek hierdie raaisel hoor, dan verwonder ek my nog 'n slag in 'n raaisel. Want wie sal kan dink dat onder hierdie harde groen skil en dan agter hierdie bitter dik wit laag is daar die wonderlike pink watlemoenvleis wat suikersoet is. As ek die raaisel hoor, proe ek in my verbeelding weer 'n watlemoen en rond word ek sommer lus vir 'n skyfie en ek is seker jy ook. Nou die raaisel wat die Here deur die profeet Esegiel vir sy mense vra, doen dieselfde. Hulle moet aanvanklik 'n bietjie kop krap om te verstaan waaroor die raaisel gaan. Maar as hulle die raaisel oplos, kry hulle ook 'n duidelike en 'n verstommende belofte van die Here. 'n Boodskap waarin hulle kan verwonder aan die Here en aan die dinge wat hy doen. Nou, om die raaisel te verstaan, moet ons eers iets meer weet van Esegiel en van sy tyd. In die jaar 597 voor Christus het die Babyloniese koning Nebukadneser, die stad Jerusalem omsingel en toe nou beleer. Die koning van Jerusalem was koning Jojagin en hy het oorgegee aan koning Nebukadneser. En toe het koning Nebukadneser, die Babyloniese koning, vir koning Jojagin, die Joodse koning, saam met die room van die bevolking in ballingskap na Babylon toe weggevoer. Koning Nebukadneser het ook 'n oom van koning Jojagin met die naam van Sedekia as 'n soort van 'n puppet koning in sy plek in Jerusalem aangewys om oor die oorblywende mense te regeer. Sedekia moes ook 'n eed van getrouheid voor die Here beloof aan Nebukadneser. Hy moes beloof dat hy hom gehoorsaam sou wees en dat hy getrou belasting sou bymekaar maak vir die Babiloniërs. Daarna was Nebukadneser tevrede en is hy terug Babilonië toe. En so het dit vir 11 jaar aangegaan. Maar na 11 jaar het hierdie tweede puppetkoning Sedekia het hy besluit dat hy nie meer na die Babiloniërs se pype wil dans nie. En hy het gekonkel met die Egiptenare. Dit was Farao Psammetichus die tweede en hulle het ooreengekom om 'n alliansie te sluit teen die Babiloniërs. En so het die nuwe koning van Jerusalem toe in opstand gekom teen Nebukadneser. Die profeet Esegiel was 'n jong man van 25 toe die Babiloniërs die eerste keer Jerusalem omsingel het.
Hy was uit 'n belangrike priesterlike familie, hy was een van die Sadokiete, en toe koning Jojagin saam met die belangrikste mense weggevoer is hy een van die mense wat natuurlik toe weggevoer is. Hy het daar in Babylonië gesit, en 5 jaar later, toe hy eendag by die Kebar rivier in Babylonië gesit het, het die Here vir hom 'n ongelooflike visioen gewys. Jesegiel was verbaas, want hy het nie gedink dat God in Babylonië is nie. Hy het gedog dat die Here in Jerusalem agtergebly het. Maar die Here het hom gepraat, en hy het vir hom gesê, hy is hier by hom, en hy het vir hom gestuur om 'n boodskapper en 'n profeet van hom te wees. En so het Jesegiel toe begin, om die Here se boodskappe oor te dra. Boodskappe vir die banninge wat saam met hom in Babylonië was, maar ook boodskappe vir die mense by die huis, die mense wat agtergebly het. Die manier hoe die Here deur Jesegiel gepraat het, was buitengewoon. Hy het nog steeds vreemde visioene gekry. Onthou julle die visioen in Jesegiel 37 van die droë bene wat vleis kry en weer begin te lewe. Vreemde gesigte wat hy gesien het. Soms het die Here vir Jesegiel gestuur om op straat tonele op te voer. Ander kere moes hy modelletjies bou en dit breek en dinge daarmee doen. En 'n paar keer het die Here hom gestuur om 'n raaisel te vra. En toe hulle die nuus kry dat die koning in Jerusalem, koning Sedekia, in opstand kom teen Nebukadneser, stuur die Here vir Jesegiel na Sedekia om vir hom hierdie raaisel te vra, wat ons vandag gelees het. Nou die raaisel is nie so moeilik om te ontsyfer nie, want dit gaan oor die geskiedenis wat besig was om af te speel tussen Sedekia en Nebukadneser en die Egiptenare. En net hierna, ons het nou nie gelees nie, maar vanaf vers 12 sê die Here sommer wie is wie en wat is wat in hierdie raaisel. Die groot arend is koning Nebukadneser en die Babyloniërs, wat die boonste takkie van 'n sederboom afgepluk het. Die takkie wat afgepluk is koning Jojagin en sy familie, wat in ballingskap weggevoer is. Die Bybel verwys die seder van Libanon dikwels na die koningshuis van Dawid. En 'n seder, so verstaan ek, is 'n tipe reuse denneboom wat daar in Libanon groei. Die land van die handelaars waarin die takkie gebring word, is natuurlik Babylonië, wat bekend was vir hulle besigheid en vir hulle handel. Die arend vat dan 'n tweede steggie, wat in 'n wingerdstok verander. En hierdie wingerdsteggie is koning Sedekia, wat nie in die direkte lyn van Dawid is nie. Onthou, hy was maar 'n oom gewees van Jojagin. En daarom is hy meer soos 'n geënte druiwestok. Maar die wingerdstokkie word groter, en hoewel hy naby die grond moes bly, het ons gelees, het hy lekker gegroei en selfs vrugte gedra. Maar toe kom daar die ander arend, en hierdie arend is natuurlik die Egiptenare. En die Sedekia druiwestok draai na die Egiptenare se kant, hierdie tweede arend toe. So sê die Here, hierdie stap gaan hulle duur te staan kom. Met die eerste arend gaan hierdie wingerdstok kom uitroei. En die geskiedenis vertel ons dis wat toe gebeur het. Toe Nebukadneser hoor van Sedekia se protes, was hy woedend en hy het sy leers weer teruggestuur na Jerusalem toe. Hierdie keer het hulle niemand gespaar nie. Hulle was genadeloos. Hulle het die stad vernietig, die tempel afgebrand, die mense uitgemoor en die oorblywende mense in ballingskap weggevoer. En dit was hierdie tweede groot ballingskap van 586 voor Christus, wat die groot geloofskrisis dan nou vir mense in die Ou Testament was. Maar vriende, hierdie raaisel versteek nie net nie, dit onthul ook, dit openbaar ook. Want skielik is die Here op die toneel. In hierdie storie van politieke kullery en intrige, laat die Here skielik sy stem hoor. En die Here sê, hy is nie tevrede met wat hier gebeur nie. Koning Sedekia het 'n kere gegaan asof God nie regtig bestaan nie. Hy het mos voor die Here beloof dat hy aan die Babyloniërs gehoorsaam sal wees. Maar hy het niks daarvan gedink om hierdie eed wat voor die Here is te breek nie. Hy het nie eens gedink aan die Here nie. Daarom sê die Here dan vir hom in vers 19, so seker as ek leef, ek laat hom die gevolge dra daarvan, dat hy eed van getrouheid aan my geminnig het, en die verbond met my verbreek het. Ek gooi my vangnet oor hom, hy word gevang in my net, en ek bring hom na Babel toe, waar ek hom sal laat boet vir sy ontrou aan my. Jesegiel herinner by die raaisel vir koning Sedekia, dat die Here maar altyd teenwoordig is
van Esegiel se eerste visioen, toe hy verbaas was om God in Babylonië te sien, is dit eintlik 'n goue draad deur al sy woorde en al sy profesieë. God is hier, God tree op, God doen nuwe dinge, en God gryp ook in by hierdie klompse politieke gekonkel. Hy sal Sedekia laat verdroog, in die taal van die raaisel, soos die oostewind 'n wingerdstok laat verdroog. Maar daar's nog 'n tweede verrassing, want die Here is nie klaar gepraat nie. In vers 22 sê die Here nog 'n ding, hy praat oor die toekoms. So sê die Here my God, ek vat die top van die hoë seder weg en plant hom. Ek pluk die sagte boonste takkie af en plant hom op 'n hoë berg. Ek plant hom hoog op die bergland van Israel, waar hy takke sal maak en saad sal skiet. Hy sal 'n pragtige seder word, en in hom sal al die voëls woon. Al wat vlerke het, sal in die skaduwee van sy takke nes maak. Al die bome in die veld sal weet dat ek die Here is. Ek maak groot bome klein en klein boontjies groot. Ek laat groen bome verdroog en droë bome bot. Ek, die Here, het dit gesê, en ek sal dit doen. Tweede ding wat die Here sê is, Sedekia se onverskilligheid is gelukkig ook nie die einde van die storie nie. Want die God wat reeds teenwoordig is, maak ook nuwe moontlikhede. God sal nog 'n steggie maak. Hy sal 'n nuwe toekoms bou. Die Here beloof om Israel weer heel te maak en nuwe lewe te gee. Nou, liewe vriende, soms is ons eie lewens ook maar iets van 'n raaisel. Dinge maak nie altyd vir ons sin nie. Ons weet nie altyd waar in ons lewens op pad is nie. Ons kan nie sien hoe die toekoms partykeer moet uitwerk nie. Ek dink dis maar hoe die mense in Esegiel en Sedekia se tyd ook dikwels gevoel het. Maar sulke partye beloof die Here om vir ons te ontmoet, om in ons raaisels iets van homself aan ons te wys. Ons sal die Here sien op plekke wat ons nie verwag nie. Hy sal ingryp in verhoudings en transaksies wat ons hom nie gesoek het nie. En hy beloof om vir ons 'n nuwe toekoms te gee. Die wêreld om ons is vol raaisels. As ek die koerant oopmaak en deesdae maak ek hom sommer oop op my foon, dan lees ek opskrifte wat ek nie verstaan nie en wat my kop laat draai. Ek het hierdie week gelees van 'n politikus wat 2 karre steel en dan nog 'n verkeerde derde ene teruggee. Van datasentrums wat ons krag eet. Gewonder wie sit regtig agter die sluipmoordpoging in Amerika? Wie moet ek glo? Die boere of die minister? Wat het van al ons water geword? Daar's baie dinge wat ek nie verstaan nie. Maar in die raaisels ook van ons wêreld beloof Esegiel dieselfde. Ons kan verwag om die Here te sien. Om sy hand te sien wat werk en sy toekoms wat weer vir ons deurbreek. Ek het begin hierdie boodskap met 'n raaisel. Ek wil graag eindig met 'n psalm. In Psalm 2 praat die Here van dieselfde dinge. Psalm 2 is 'n psalm wat die Here beloof om in te gryp in die gekonkel, in die demekaarheid, die raaisels van die wêreld, en om sy stem te laat hoor en sy wil te laat geskied. In die Nuwe Testament word Psalm 2 'n psalm van Jesus. En die Nuwe Testament skrywer sê met die psalm praat oor Jesus. Jesus wat gekom het. Jesus wat God se wil waarmaak. Jesus wat in die paastyd wat ons nou is, oorwin en nuwe lewe gee. Ek lees vir ons Psalm 2. Waarom is daar onrus onder die volke? Waarom smee die nasies planne en dit te vergeefs? Die konings van die aarde is in opstand. Die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde en sê, kom ons maak ons vry en gooi hulle juk af. Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit. Die Here spot met hulle. Hy spreek hulle aan in sy toorn. In sy gramskap jaag hy hulle op loop. Dit is ek wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg. Ek wil vertel wat die Here aangekondig. Hy het vir my gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. Vra my, ek gee jou die volke ek gee volke vir jou as eiendom, die hele aarde as jou besitting. Jy sal hulle verpletter met jou yster scepter, hulle flenter slaan soos 'n kleipot. Wees dan nou verstandig, konings, wees gewaarsku, regeerders van die aarde. Julle moet die Here met ontzag dien, om met vrees en bewing toejuig en om onderdanig wees, sodat hy nie toornig word en julle op die pad omkom nie, want sy toorn ontvlam gou. Dit gaan goed met almal wat by hom skuiling soek. Amen.
Kom ons bid saam. Liewe Here, die lewe is baie keer maar raaiselagtig. Daar's dinge wat ons nie verstaan nie, en dinge wat vir ons moeilik is. Dankie dat U ook die raaisels aan ons verskyn en met ons praat. En ook ons raaiselagtige lewe, Here, beloof om daar te wees. Mag ons ook in hierdie dae U sien, mag ons U stem hoor. Mag ons ontdek, Here, dat U is, dat U ingryp, dat U 'n nuwe toekoms gee. En mag ons so getuies wees, Here, van U lig. Dankie vir Paastyd wat ons nog vier, vir die oorwinning van die opstanding. Mag ons daaruit lewe. Amen. Liewe vriende, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by jou wees. Amen.